U het my gevorm in stilte en lig. Elke asem deur U gegee. Voor ek ooit my eerste tree kon gee, het U my lewe reeds gesien. Ek hoef nie te wonder wie ek is of waar my waarde lê, want U het my naam geskryf in liefde wat nooit vergaan nie. Een van gees, een van doel, en dit is om die Here te doen en te eer. Soos gebed vanmôre, Here, dat U die krag, dat die Salwings krag sal deurkom. Ek is nie hier weer om te preek, om te beïndruk nie. Ek is hier om die woord van die Here te gee, soos wat U met my gepraat het. My gebed is vanmôre, Here, dat die woord sal indruk in elke hart, dat ons dit sal indruk vanmôre, dat ons dors sal wees, soos in die woestyn, Here, na die fontein, soos die volk dat die fonteine gesmag het, Here, dat daar 'n fontein sal uitbars van lewe in ons binneste, in ons gemeentes. Ek wil bid dan vanmôre vir elke kind van die Here wat hier is, dat die salwende krag, Here, deur ons sal beweeg, dat ons oop sal wees. Ek bid en ek kanselleer elke mag van die vyand wat hier hoort nie. Ek kanselleer die werke van die vyand, Here, wat kom om te vernietig en te steel. Ek wil bid vanmôre dat die woord nie gesteel sal word nie, maar dat vrugbare grond sal val in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en die kinders van die Here. Sê amen en amen. Prys die Here. Om die woord van die Here te lees in die week, en ek het sommer 'n Bybeltjie daar in die voorhuis ook, en die tafeltjie slaan ek hom oop met tye. Praat die Here met my, en ek weet ons het die afgelope tyd gepraat oor, Pastor Johnny het baie mooi verduidelik nou die aand met die klei, die vermenging van die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle word 'n eenheid en jy kan dit weet mekaar uithaal nie, maar dis 3 kleure. Dis 3 verskillende persone in een. Dis wat die Godheid is. Terwyl ek hierdie gedeelte lees, onmiddellik toe kom dit in my gedagtes op 'n 3D drukker, 3D printer. As ouer mense gaan dit dalk nie altyd verstaan nie. Ek gaan mooi verduidelik vanmôre. 3D drukker. Terwyl ek daaroor dink, toe begin daar iets ontwikkel in my binneste. Ek weet, Willie Heineke is baie ernstig in die 3D drukking in besigheid in, en hy het van die beste en hy kan. En ek het van sy modelletjie saamgebring, van wat misluk het tot wat gewerk het. Hy is ongelukkig vanmôre nie hier nie, maar hy gee dit toe vir my en hy verduidelik my en ek doen huiswerk oor hoe die 3D afdrukking werk. En dit kan so vergeestelik word en getipifiseer word dat ons onsself daarmee kan vereenselwig, want dit gaan die einde van die dag oor die beeld van Jesus Christus wat ten volle gestalte moet kry in die kind van die Here se lewe. Wie begeer om die gestalte van Jesus in 'n lewe te hê? Dis nie so maklik nie. Is reg? Jy beweeg buite en daar gebeur dinge. Een ou by die werk sê net vir jou verkeerde ding. Iemand krap jou om. Iemand meng in by dit wat jy dink of waarmee jy besig is, en in een oomblik is jou vrede weg. En die beeld van Jesus verdwyn, en daar raak mense, ek weet ek het al gesê, soos my suster meisie altyd sê, hulle raak rooms. Hulle raak skuins, hulle raak snaaks, hulle raak moeilik, hulle wil beklei. Maar wanneer ons onder die gees van die Here se beweging, onder sy hand beweeg, wil ek vanmôre vir die kerk van die Here sê, sal ons die beeld van Jesus uitdra, sonder dat buite-invloede 'n effek op my kan en mag hê. Stem jy saam? Paar vinnige skrifgedeeltes, ek gaan 2 versies lees. Begin met Kolossense 1 vers 15. Dit sal my vinnig blaai, Kolossense 1 vers 15. Na Filippense kom Kolossense. Ou vertaling, bladsy 3 en 6. Ons lees op bladsy 3 en 7, verskoon tog. Kolossense 1 vers 15.
Ons begin by 13, gaan dit dalk meer verduidelik. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God. Jy sien hier begin dit. Hy is die beeld van die onsienlike God. En die eerstgeborene van die hele skepping. Dit wil sê, voor die skepping was hy deel van die Godheid, na die skepping deel van die Godheid, gedurende die skepping deel van die Godheid, en waar hy is in die regterhand van die Vader, steeds deel van die groot goddelike plan, die eerstgeborene van die hele skepping. Vers 16, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge in stand. Glo ons dit vanmôre. Maar die gedeelte is die A-gedeelte van vers 15, waarop klem wil hê. Hy is die beeld van die onsienlike God. Dan gaan ons vinnig na Hebreërs 1 vers 3, bietjie verder blaai, wat sy 3:4:1. Ou vertaling, Hebreërs 1 vers 3. Praat van Christus hier, die skrywer van Hebreërs, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit in die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het, as die engele na mate hy voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want dan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En weer, ek sal hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Hoe hy weer wat hy sê, vers 6, en wanneer hy weer die eerstgebore in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Klem weer eens afskynsel van die heerlikheid van God. Die afdruksel van sy wese. Jy saam met my daar, Filippense 1 vers 6, dis nou weer terug. Dat sy 3-1-1. Filippense 1, jy saam met my vers 6, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, tussen een my, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is, sê die skrywer, om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye sowel as in die verdediging van die bevestiging van die evangelie, my deelgenote in genade is. Ons is deelgenote van die apostel Paulus en die skrywers van hierdie Nuwe Testamentiese bedeling, deel van dit wat hulle deurgaan, deel van genade wat God in ons gegee het. Jy sal met my steeds. Dit is 'n bietjie vas, ons kom nou daar. Johannes 14:9, weer links terug. Bladsy 176. Johannes 14:9. Jesus praat hier met Filippus. Hy sê, Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en julle het my nie geken nie, Filippus.
En hy wat my gesien het die Vader gesien, en nu sê hy, toon ons dan die Vader. Hy vra, hoe sê jy, hoe toon ons dan die Vader? Glo jy nie, dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? En ek tot julle spreek, die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie van myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is, die Vader in my, of anders glo my terwille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Dit wil sê, sy afdruksel, sy beeld, sy gelykenis, los hy op die aarde, is een ek, die kerk. Dan my teksvers wat my belangrik is Romeine 8 vers 29. Romeine 8 vers 29, baie belangrik. So 'n bietjie verder, dit voel bietjie of ons rondspring, maar is belangrik om die skrif se belangrikheid en die beklemtoning vir die deur te gee. Miskien moet ons by 26 begin, is interessant. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, ek kan dit vir God wegsteek nie. Amen. Weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Vers 29, dis die belangrike vers hier. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Sê my saam, dis ons, dis die kerk, die liggaam van Christus, vergelykvormig te word, B-gedeelte, te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Is dit nie kosbaar? Vanmorgen wil ek vir julle sê dat om God se beeld ten volle te kan dra is onmoontlik vir vlees en bloed. Want die beelddraers en waarna ons strewe is 'n plek van heiligmaking en toewyding, sodat ons nader aan die troon van God kan kom, sodat ons nader aan die beeld van God kan kom, sodat ons nader aan die beeld van Christus kan kom, wat hy daar vir ons gestel het, want hy was die volmaakte beeld, die volmaakte mens in vlees, het hy gewandel, en hy sê, volg my na. Dan kom my apostel Paulus later jaar, so 60 plus minus jare verder het hy geleef, en hy sê, word my navolgers, soos ek die van Christus is. Daarom sê die woord vanmorgen vir die kerk, en vir die gemeente, en vir wie wat inkyk vanmorgen, word my navolgers. En het jy geweet, en besef ons werklik, hy beskryf net die mens, as die kroon van sy skepping. Nie 'n dier nie, nie die heelal nie, nie die engele nie. En engele is heilig, daar is serafs, daar is magtige engele. Hy beskryf hulle nie as die kroon van sy skepping nie. Hy praat as die mens, Pastoor Johnny het dit laas week genoem, laat ons mense maak, na ons beeld, ons gelykenis. Hy verwys na die mens as die kroon van sy skepping. Dit wil sê, dit is die belangrikste wat die Godheid kon maak in sy drie eenheid, was jy en ek. Vat jy dit vanmorgen? Is dit nie kosbaar nie? Ek wil nog party ons het besef. Maar daar vir ons masjien, en ek wil bietjie duidelik raak, dat van ons mense het verstaan, kan ek die kopie vat, en ek kan hom in die kantoor deur die drukker gaan sit, jy het nou al klein goedjies wat jy
met jou Bluetooth deur jou foon en sommer in jou voertuig kan goed print. Dan rol ek hom af. Elke punt, elke komma, elke woord, elke letter is duidelik op hierdie afdruk. Ons almal ken 'n afrolmasjien. Want dit wat deurgegee word deur die scanner en wat opgetel word deur die rekenaar, word deurgegee aan die beeld wat op die papier gedruk word, wat deurkom. Daarom is belangrik dat by duplisering moet dit wat jy sien wees van dit wat is. Maak dit sin? So as ek hierdie leeu print, hierdie is deur die 3D printer gedoen, is dit baie klein. Maar as ek hom print, moet jy kan sien dis 'n leeu. En die geheim hiervan is dat daardie presiese beeld wat deur die rekenaar gegee word aan hierdie 3D printer of drukker, word so presies deurgegee dat hy gescan word en dan word hy gedruk. Hierdie projekte kan van sulke klein goedjies, wil jy het parte al gedruk en goed wat in masjiene ingaan, het al gedruk. As jy die ontwerp reg geken en presies druk, presies namaak. Tot masjiene wat die helfte van hierdie of groter as hierdie platform is. Massiewe masjiene kan 3D druk word, afhangende van jou materiaal en jou printer. Maar alles begin by die beeldskepper wat besluit wat hy gaan maak. En as hy by die mens kom, dan is altyd die een of ander plan wat ons wil en hoe ons wil. Maar wat vir my goddelik was, en toe ek het weer lees, toe besef ek, die Here God in sy almag het die drie-eenheid besluit, laat ons, dit wil sê, ons maak iemand soos ons, die verteenwoordiger van die hemel, op die aarde, die mens, in ons beeld en ons gelykenis. En die vraag van die Heilige Gees vraag vanmôre, is ons werklik die beeld van Jesus, wat God wil hê, ons moet wees. En soos al gesê het, dat, ek dink mense besef nie altyd dat God praat met die predikers eerste nie. Terwyl jy beweeg, terwyl jy die woord kry, terwyl jy voorberei, terwyl jy bid, is daar iets hier binne wat in jou 'n inspraak lewer, die Gees van God. En dan praat hy, dan sê hy maar, bietjie daar is iets nog nie reg nie. Dit wat jy gesê het vanmôre, was nie reg nie. Dan nou die oggend iets kwyt geraak en ek moes teruggaan, en ek het nie probleem om terug te gaan nie. Moet nooit so trots wees, jy dink jy is verhewe en jy weet alles en alles is reg nie. Teruggegaan en gesê, luister, ek was verkeerd. Daarom moet elke kind van God hulle self beoordeel, want herhaaldelik deur die skrifgedeeltes kom hy terug na die beeld van God en na die beeld van sy seun, en ons moet gelykvormig word soos wat hy is in my driedimensionele menslike opsie, gees, siel en liggaam. Kyk ek na party mense en wonder ek, Here, ek kan God nie naaste by sien in hulle lewens nie. Dan tree ek partykeer verkeerd op of snaaks op. Maar dank die Here, dit word beter met tyd en so wat ons selfs toewy en die Here word rustiger. Dan kan ek nie dink, Here, ek was daai tyd of op daai stadium was ek so rof gewees. Was woes gewees. Ek het dit dink baie vinnig uitgesorteer. As hy nie reg is nie, dan word hy met geweld reggemaak. Maar soos wat die proses gebeur en ons in God se drukker is, wil ek vir julle sê, word die beeld al hoe duideliker en word die afbeelding baie duideliker deurgewys na die einde toe van die projek. En ek wil vir elkeen die sê vanmôre,
God sal nooit ophou werk aan elkeen van julle, sowel as ons pastore. God bly werk, tot die dag dat hy kom, of jy jou kop neerlê. Want iewers is daar iets somtyds wat in God se werksplan en in sy plan wat hy vir jou het, nie in jou lewe manifesteer soos wat dit moet nie. Nou alles begin by die ontwerper. Wat vir my mooi is, as ek kyk en ek sien hoe dat God selfs met die diere ryk. En ek wil dit net so 'n bietjie tuis bring vanmôre, dat ons net regtig verstaan. Behalwe dat jy verskillende spesies, ek dink net die giraffe, as ek reg is, het 9 spesies, julle kan my het reg help daar. Die olifant, dan kyk ek die besigheid so met daai slurp en ek sien hoe dat hy beweeg, die krag wat in hy dier is. En ek kom my sit en verkyk as ek in die natuur is, dan besef ek, Here, U het hierdie dier gemaak. Hy is so spesiaal gemaak. Hy is so spesifiek gemaak vir 'n sekere doel. Hy maak die muur. Hy maak die grootste van diere, die blou walvis wat die grootste, wat daar 60 ton, is een van die grootste goed in die wêreld, die grootste soogdier in die wêreld, hierdie walvis. Maak hy, hierdie God wat ons ken en wat ons dien. Sy tong alleen weeg 4 ton. Ek glo nie ons besef hoe groot hierdie God is. Maar nou kom hy, en hy doen moeite. Ja, ek weet, hy het meer moeite met die vrouens gedoen. Hulle is regtig mooier as ons. Kom hy by die kroon van die skepping. Sê ek gaan jou maak, soos wat ek lyk. Weet jy wat, ons kon onsself soms so misvorm, deur ons ongeregtigheid, deur ons optredes, deur ons besluitneming. Is ek reg? En dit is vir my niks erger as 'n mens hulle liggame so verander, omdat hulle nie tevrede is, en alles moet net volgens my gaan. Ek is nie tevrede, want jy gaan nooit, dat is nou maar eerlik, dus behalwe as jy 'n sielkundige afwyking het, gaan jy nooit in die spieël kyk en sê, jy is die mooiste man. Jy is die beste. Nooit. Jy sal nooit tevrede wees met jouself. Kom, laat ons eerlik wees vanmôre. Waarom dink julle dat 'n vrou meer as 1 keer in die spieël kyk? Is nog iets hier, nie is nog 'n bietjie. Daai detail is belangrik. Maar God sê, gaan jou maak na my beeld en na my gelykenis. Ek wil hê jy moet soos my lyk, ek wil hê jy moet soos ek wees, ek wil hê jy moet soos die Godheid optree. En dis hoekom 'n bietjie klem lê vanmôre op hierdie ding. Is ons werklik by die plek dat ons God toelaat om steeds sy volmaakte werk in ons te bereik, om te doen soos hy doen, om te sê soos wat hy gedoen het. Aanbieder van die program wat ek gekyk het, en dis wanneer ek 'n TV wil stuk en gooi, dan kom die ou Jan terug. They evolved. Ag, asseblief. Evolusie. Hierdie vis wat nou hier onder op die seebodem rondkruip, hy het eers op die land rondgeloop. Die Here, waar krappel hy nonsies uit? En onthou, sy spesies nog 60 miljoen jaar terug. So, my God. Kom maar gaan kyk. Hoe loei julle ons nou die dag daar? Die kangaroo kom net voor Australië. Klein koala beertjie kom net voor, is ons af hierso. Kom net voor. Hy kom net voor in Australië ook. Madagaskar kry die lemurs, hy kom net daar voor. En daarom wil ek vir u sê dat vir elke plek en elke omstandigheid het God iets geskape. En die feit dat elke land sy eie tipe diere het en sy eie plante groei het en sy eie unieke ekostelsel het, sê vir jou daar's 'n God wat ver bo die omstandighede is, ver bo die natuur is, ver bo die mens is. En van elke spesies, jy kan maar gaan kyk,
Daar's geen spesie wat uniek is en net eie is, dis 'n bokke. Nee, daar is duisende verskillende bokke, op eie maniere. Maar daar's een spesie wat die beelddraer is, die mens wat uniek is. Jy kry klere, jy kry geure, jy kry verskillende tale, maar ons is almal dieselfde. Want dit is God se beelddraers. Hy kon net sowel engele aangestel het. Daarom wil ek die Here loof en eer vanmôre, dat hy die God van voorsiening is, die God van onderneming is. Evolusie het hy nie 'n saak mee nie. En daarom wil ek vir u sê, 1000 maar nee, ongeag wat die mens in sy sogenaamde kennis het. God in sy raadsbesluit het hy besluit, ek sal die mens maak, die kroon van my skepping. En waarom noem hulle dit dan 'n 3D printer? Dat is eintlik baie interessant. Ek wil die kers vashou en mooi gaan kyk. Dit begin by die rekenaar, waar die ontwerp deur die ontwerper presies uitgewerk word. Dan moet hy op 'n bed gesit word wat warm is, die omstandighede moet warm wees daar binne. Jy kan nie tot bekering kom as daar nie 'n plek van warmte is waar die gees van die Here beweeg in 'n gemeente nie. Daarom het ek 'n probleem met halwe bekerings, wat mense sê, ek is nou by hierdie kerk, en ja, ons is Christene, maar nooit werklik 'n waaragtige oorgawe aan God gemaak het nie. En ek wil die konfronteer vanmôre, het jy al werklik 'n waaragtige oorgawe aan God gemaak, met sondebelydenis, jouself reg gekry, en seker gemaak, jou saak is met God waaragtig reg. Die mense is wat nog nie het nie, beter die gou kom. Tyd is besig om uit te gaan. Hierdie rekenaar het 'n kode, dis goed dat my getref het, hulle praat van die G-code. Dis daar die sein wat hy stuur na die voermateriaal wat dan die 3D maak. En terwyl ek daarna kyk, die praat die gees van die Here vir my, met my. Hy sê, ek het ook 'n G-code, God se kode. Maar wanneer God dit doen, kan dit nie misluk nie. So ongeag waar jy is vanmôre, is jy nie 'n mislukking. Hierdie Godwin, een van die grootste predikers, gebore uit 'n verkrachting. Hulle wou hom aborteer, hulle wou hom vernietig, hulle wou hom weg hê. En weet jy wat, terwille van God se werk, sien God hom raak. God weet van elkeen wat gebore is, elkeen van julle wat hier is, weet God van, hoor vanmôre. Ongeag hoe jy, nee wat, weet jy, sies toch, sy is 'n ou glipsie. Nee. God gee lewe. Hierdie Godwin sê, dat hulle sy so weg gewees het. Sy ma het hom oorleef, sy maak hom alleen groot. En hy word een van die wêreldste grootste evangeliste. Iemand wat in die wêreld se oë veragtelik was. En gedink dis verby, hy gaan niks wees nie. Hy word een van die wêreld se grootste evangeliste. Daarom wil ek vir u sê, daar is potensiaal. Moenie kyk na jou verlede en dink van waar af ek kom nie. Dit is hoekom mense snaaks goed aanvang. Ons wil kompenseer vir my agtergrond. Ek kom uit 'n swak agtergrond uit en arm, en dan wil jy sien, is nie die beste in 'n show, en is my broer en suster niks aan te maak nie. Jy is uniek, soos God jou gemaak het. En weet jy hoe uniek is jy? Dat elkeen se oogafdruk in hierdie plek verskil. In brein oë hê. Dis hoekom hulle oë begin gebruik in die bankwese en oral vir sekuriteit en op lughawens. Jou vingerafdruk is uniek. Jou DNA is uniek. Elke ding wat God gemaak is uniek. Ek wil vir die kerk daarom sê vanmôre, luister, omdat jy uniek is,
beweeg in die unieke weg wat God daar vir jou gestel het. En laat toe dat hy op hierdie prosesse, en dit is nie altyd lekker nie, ek wil vir u sê, die 3D proses, waar hulle begin op die bed van hierdie 3D masjien, is 'n plek waar dit warm is. Tussen 200 en 2000 grade Celsius, afhangende van die masjien. Dit word warm, daar smeltprosesse, en baie kan dit en wil dit nie maak, die sê, Here, dis te veel vir my. God sal nie ophou in jou werk nie, maar jy moet bereid wees. Hierdie leeuwtjie wat gemaak is, het nie 'n keuse gehad nie. Toe hy die rekenaar knoppie druk, en die 3D printer begin die materiaal voer, as jy nou verduidelik hoe werk die voerbesigheid, toe word het 'n leeuw, na beeld van 'n leeuw. As het by God kom, jy sien ek kan misnik, hier is 'n mislukte leeuw, halfpad geprint, gaan hy, kyk hoe hang die stukkies aan hom. Maar wat God maak, is nie 'n mislukking nie. Ek iemand in die kerk sê vanmôre wat voel, Here, ek voel soms minderwaardig hoor vanmôre, die gees van die Here. Jy is gebore vir 'n rede, met 'n doel, en God sê het jou nodig. God het sy eie afdruk, sy eie DNA in ons geplaas. Hy so 'n God van detail. En ek kom 'n bietjie met 'n draai, maar hy so 'n God van detail dat in Amerika 'n paar jaar terug, toe vrou wreed vermoor is in een van die woestynareas onder 'n boom, is die speurder al wat hy gedoen het, het 'n peel opgetel agter op die ou se bakkie. Het ingevat, toe besef hulle vir die eerste keer dat elke boom het ook sy eie DNA. So ons God gaan terug, vat 100 bome in die omgewing, nie een dieselfde. Tot die boom se DNA verskil. Daarom wil ek vir jou sê, jy is uniek vanmôre in die beeld van die God van ewigheid geskape vir 'n spesifieke doel. God berei jou voor, en daarom wil ek vir jou sê, moenie toelaat dat die vyand kom en jou uniekheid wegvat wat God jou voorgeroep het en jou daarvoor gestel het. Ons moet net voortgaan. Hy kom as 'n swak babietjie, nadat hy ingestem het as deel van die Godheid. Gebore in 'n stal, die mees agterlikste plek waar daar is. Hy word arm groot, as 'n timmerman se kind. Hy help, uit sy pa gehelp verseker, maar het gepraat van die timmerman se seun. Hy was betrokke oral in die omgewing, en in die tempel by 12 toe begin hy al leer. Jy sien, van die 3D afdruk was al reeds vervolmaak in sy menslike dimensie. Daar was geen sonde nie. Maar tot 12 toe leer hy al in die tempel. Dus sy ma swanger word, was Johannes, die ma was swanger met Johannes, en toe hulle daar by mekaar kom, hierdie twee niggies, toe spring die fetus op, van die krag van die Heilige Gees, van die heerlikheid van God, want beeld erken beeld, en God se Gees erken wie is naby aan hom, en wie is in die weg, en wie wandel op sy weë, en wie is daar vanmôre, wie 'n beelddraer is, wie God waaragtig kan sê, hy of sy is my beeld. Ek is trots op haar. En van my ouens hierdie week baie goed gedoen onder moeilike omstandighede. Baie van julle ken vir ou Lucky. So Lucky wie wat die hele span gedryf, baie moeilike plek waar ons werk. Lucky, ek is trots op jou. Jy het so goed gedoen. Ek wil vir u sê, hoeveel te meer, 'n God van ewigheid, wat u en my lief het, wat toegelaat het dat jy vanmôre op jou ouderdom, waar jy is, nog steeds in die kerk kan sit, kan hy nie sê vanmôre, ek is trots op jou nie. Is dit nie mooi woord? God wil dit vanmôre vir iemand thuis bring,
ek is trots op jou. Maar hy het nie gebly by die stal nie, hy het groot geword. En hy is terug, en hy sit aan die regterhand na sy kruisiging se lyding, aan die regterhand van die Vader, deel van die Godheid, deel van daardie beeld van God. En daarom sê hy, julle, deur die woord van die apostel Paulus, die brief, is meer as oorwinnaars. Ek wil vir die kerk sê, jy is nie 'n verloorder nie, man. Begin om God te glo vir jou oorwinnings. Begin om God te glo vir jou voorsiening. Dank die Here vanmôre dat sy goedheid en guns. En hierby begin ek nou stadig na punt toe gaan. Die bed van 'n 3D printer, ek wil net sê die ouens sal nie verstaan nie, dis 'n boks, 'n kas, deksel, jy kan deur die deksel sien. Daar is 'n nozzle binne met 'n geweldige hoë hitte. Ek sê tot 2000 grade Celsius somtyds. Weed-eater-draad tipe ding. Hierdie is die filament wat hierdie afdruksel maak. En wat gebeur is die bed moet skoon wees. En die Gees van die Here sê vir my, mense wat net by 'n kerk maar aansluit of lidmaatskap het, is 'n basis, is nooit reg voorberei nie. Daarom draai ouens om. Daarom val hulle terug. Daarom word hulle moeg. Daarom wil hulle God later nie dien nie. Jy begin by 'n skoon basis. Dit is hoe 'n 3D printer begin. Dan begin die hitte, dan sit hulle hitte in. God kan nie werk met 'n vuil basis nie. Daarom is bekering belangrik. En by die 3D printer sien ek hoe dit warmer word. Hy mag nie afkoel binne-in nie. Kind van die Here, jy mag nie afkoel in jou geestelike bestel terwyl jy God dien nie. Dit wil sê, ag, ek is moeg, ek wil nou nie eerlikheid, alweer 'n diens. Alweer, ek het dit nou gehad met iemand. Nee wat, ek gaan nou maar hier 2 weke wegbly. Nou, gaan nou as jullie. Ek gaan nou 2 weke by die huis bly. Dat is vir my niks lekkerder as om in die teenwoordigheid van die Here te wees. En soos vanmôre ervaar jy hom met die sange, weet jy. Ervaar jy die beweging van sy Gees. Hoor jy wat die Gees van die Here vir die gemeente wil sê? En God sê, sorg dat jy nie afkoel in jou geestelike bestel nie. Ek hoop iemand vat dit vanmôre. Ek weet, dit klink dalk so sonnaskoolles, want partykeer is al wat ouens inneem. Die sukses hang af van die eerste laag op die bed. Is een wat misluk het na die eerste laag. Toe misluk hy. As jy op die bed van reinheid en deur die bed, die bad van die wedergeboorte gekom het, is 'n kind van God vanmôre. En jy laat toe dat God in jou werk, ongeag van dit wat om jou gebeur. En jy sien dat die gestalte van Christus in jou groter word. Vat nie dit vanmôre? En jy moet verstaan, dis nie net 'n klomp plasties wat deur 'n warm nozzle gestoot word nie. Hy word laagie vir laagie, dun laagies. Word hy opgebou, bietjie vir bietjie. Daarom is hierdie so plat bo. Klein bietjie vir bietjie word hy opgebou. Elke detail, elke spier op hierdie leeu, sy ore, sy voete, elke deeltjie is deel van 'n laagie. Wanneer jy God begin dien, wil ek vir u sê, is die laag van groei, is daar die prosesse van groei, nie altyd lekker nie, want daar is hitte by betrokke. Here, dit word warm vir my hier. Here, dit word moeilik vir my hier. Dan kom jy agter, hoe dat jy laag vir laag gebou word, maar jy kan dit stop. Hierdie afdruksel het geen manier gehad om dit te kanselleer. Maar met jou menslike wil, kies ons of ons God wil dien of nie. Kies jy. God het jou pad vir jou uitgelê, nonsies man. Die enigste pad is in Jesaja, wat hy sê, ek my gedagtes oor jou is gedagtes. Hier sê, Jeremia, verskoon tog, 29:11. Want ek weet wat 'n gedagtes ek gaan julle het, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis God se gedagte. Maar met ons wilskeuse kies mense om die rigting te gaan wat ons inslaan. Dan wil ons God beskuldig as ons nie by eindproduk kom. Hy het hier een of ander, ek weet nie, het lyk so kwalig,
het hy geprint. En hy is nogal perfek, hy het tot naaltjies aan. Dis net ongelooflik, die tegnologie. Maar ek wil sê meer ongelooflik is my God, se 3D-druk in my. Halleluja. En as die vermaking kry, en daar's 'n groeiproses na die bekering, wil ek vir die kind van die Here sê, hou God nie op nie. Laagie vir laagie. Dis die basis reg gelees, en daarom wil ek vir u sê, my broer en suster, die invullings kom, wat gebeur, baie keer is die invulling nie reg nie, dan is hierdie ding afhangende van waarvoor hy gebruik gaan word, as die part is op tyd solied. Die al party ons kinders van die Here gesien, naam Christen, en ons mense weet, ek is in daai kerk, en ek sit altyd op my plekkie, en ek ken die Here, en ek dien die Here, maar binnekant is hulle hol. Leeg. Want moet nie die naam Christen dra, en die beeld dra, as ek nie waaragtig die beeld van Christus in sy soliede goddelikheid in my gekry het. Ek weet, dit is 'n aardige boodskap vanmôre. Ek was self gewone Here, ek weet nie of hierdie gewerk. Maar die geheim is dieselfde beginsels. En somtyds, en hier is 'n belangrike een. Hierdie beeldjie kan nie net staan en hy word gemaak nie. Hy moet iewers op die bed begin, plat. Hy begin op die printersbed. Begin hy as 'n plat voorwerp. Ek wil nou nie sit. Maar hy het ondersteuningspunte wat hom reg hou tot op daardie punt waar die finale afronding kom. Jou gemeente, jou broer en suster, jou familie, jou vriende is jou ondersteuningspunte. Hoor vanmôre, kerk van die Here, luister vanmôre, ons kan nie sonder mekaar. Jy dink jy kan God dien op jou eie. En ja, jy kan 'n Christen wees buite die kerk. Maar jy kan nie 'n geesvervulde, groeiende Christen wees buite die kerk. Daarom is een van die belangrike punte van 3D-druk, is dan moet ondersteuning wees. En die Gees van die Here sê vir my, dis die ondersteuning van die kinders van die Here, wat mekaar ondersteun, behalwe vir die Gees wat daar is, wat eintlik maar die hitte gloed is, wat die smeltproses maak, is daar ondersteuning nodig van die kinders van die Here, sodat ons kan groei. Die sterkte van 'n model hang af van die invulling en hoe deeglik die invulling gedoen is. Die invulling van die Gees van God in jou lewe bepaal die sterkte van wie jy is. En jy kan die sit vanmôre, jy kan nie in jou raak nie, jy kan maak asof het kan verbygaan, ek verstaan nie die goed nie en ek stel nie belang nie, maar hoor vanmôre, jy gaan voor 'n God staan wat ewig leef, en jy gaan verantwoording doen, elkeen van ons, vir ons werke, en omdat ons nie in sy volheid gegroei soos wat ons moet nie. Maar weet jy wat, ons is so net 'n koppie vasgevang in dit wat hier gebeur. Dit gaan ver meer oor wat ons in ons menslike bestel dink, of wat ons voel. Die Gees van die Here sê vir my, sê vir die gemeente, dit is tyd om toe te laat, dat ek weer in jou karakter 'n bietjie inkyk. Dawid baie foute gehad. Ons weet dat Dawid altyd, ons het altyd een ding wat ons mee begin. Nou wil ons al sy foute in 'n lys aansien, wil ons opnoem. Ten spyte van al sy foute, het Dawid altyd teruggekom en reggemaak. En die woord sê, hy was 'n man na God se hart. En ek sê vanmôre, die Gees van die Here sê, hy soek 'n man en 'n vrou en 'n jong mens na my hart in hierdie gemeente. Ons is altyd sê, die Here praat eers met ons as predikers, en hy is besig met jou, en ek sê, is nie so maklik nie, wanneer jy deur die week beweeg, en wanneer God vir jou woord gee, praat die Gees van die Here met jou binne. Is jy regtig soos wat ek jou wil hê? Is jy daar waar ek jou wil hê?
En soms is dit nodig dat die produk, terwyl hy, nadat hy van die ondersteuningspunt afkom, moet hy plat gelê word, dat daar ander dele aan hom gewerk kan word. Soms is dit nodig om laag te lê voor die Here, sy aangesig te soek, en te sê, Here, ek het die stem nodig, ek weet, dis nie lekker, dit wat ek nou deurgaan, is nie vir my lekker nie. Nou, laat ons eerlik wees, dit wat negatief is nooit lekker. Jou kinders is jou huis, jouself. Dis nie lekker om deur die dinge te gaan nie. Maar ons moet. En daarom wil ek dan benadruk weer, wees 'n ondersteuningspunt vir mekaar. Kom ons gemeente, staan saam. Ons beskerm mekaar. Ons is daar vir mekaar. Is daar mislukkings? Verseker. En daarmee wil ek klaarmaak. Wanneer die verkeerde filament gebruik word, en hy gaan deur hierdie laag vir laag, en die verkeerde, dis nie net plasties wat gebruik word, dit is baie wyd, waarmee hulle 3D-modelle kan maak. Maar as die verkeerde middel gebruik word, misluk die model. Wat wil ek daardeur sê? As jy die verkeerde ideologie, teologie, ek kan dit noem, as jy die verkeerde Christelike basisse beginsel buite die woord van God het, wil ek vir sê, misluk die model. Ek wil nie misluk die dag as ek voor die troon staan nie, want elkeen wat hier sit, en dis waar die probleem kom, hoe kosbaar God ons gemaak het, gaan voor die troon, die wit troon van God moet verskyn. Die kerk dink, dis net instap in, is baie geluk, veel kroon, baie geluk, hier nog 'n kroon. Nee. Hy sê, jy gaan selfs verantwoording doen, vir elke ydelle woord, wat uit jou mond gaan. Dis hoe streng God se woord is. So daar kom 'n verantwoordingstyd voor die troon van God. Ek wonder baie keer, Here, ek wonder of my kop nie in skaamte iewers gaan indruk. Oor wat ek gesê het, wat ek gedoen het, waar ek verkeerd was. En ek wil dit saamvat vanmôre deur af te sluit deur te sê, onthou vanmôre hierdie eenvoudige, ek wil amper sê Sondagskoolles. Dit begin so eenvoudig. En ek weet nie waar jy is vanmôre nie. Ek neem aan almal die Here aangeneem in hierdie plek, kinders van die Here. En miskien mag jy in jou innerlike voel, Here, ek het misluk. Dis wat dit wonderlik is. Jy kan nie 'n 3D plasties weer terugsmelt en weer oormaak nie. Maar 'n kind van God, wie sy beelddraer is, kan weer oorgemaak. Is jy bly daaroor? Anders was ons weg. As God nie genade het nie, was nie van ons hier vanmôre. Maar as ons terugkom met die Here, ek weet, dit was verkeerd. Here, ek is jammer. Dan hoor die Here. En ek wil vir sê, mislukkings by God tel nie. En onthou daardie G-code wat hulle van praat, wat die ontwerper deurgee. God se kode, sy ontwerp, die volle gestalte, wat aan ons moet gestalte kry, wil ek vanmôre vir die kerk van die Here sê, kan nie misluk nie. Moenie dat jy deel is van die mislukking van jou eie program, van wat God vir jou instoor het. Ek hoop iemand kry dit vanmôre. Weet jy, daar is potensiaal vanmôre in die plek. Weet jy wat se potensiaal is daar? Ons het dit gelees net nou. En julle sal groter werke doen as wat ek gedoen het. Dit wil sê, van ons moes nou al ryke opgewek het. Lammes laat loop het. Siekes moes gesond geword. En baie keer wonder ek self, ek kyk myself sê, Here, maar wat kort nou nog? Maar ek sê, Here, ons het nou die dag met Pinkster gesê, hy was eenmaal uitgestop deur die Gees, maar 'n hervulling en 'n invulling en 'n hervulling is moet, om weer sy teenwoordigheid te ervaar. En God wil u seën. En ek wil u sê, kry gestalte op. Die Here sê dat die proses, en ek wil dit vir u sê, van heiligmaking is juis 'n
proses van laagie op laagie op laagie. Jy kan nie heilig wees in een oomblik nie. Dit vat tyd. Maar ek moet bereid wees om te sê, Here, laat U gestalte in my groei. Want sy plan wat hy vir jou het, wil ek vanmôre vir U sê, is 'n plan van seën en voorspoed. Vat U dit volgens saam met my? Kom ons staan, ek wil vir U gebed doen. Hemelse Vader, vanmôre staan hierdie gemeente voor U. En ek weet, ek kan nie sê miskien nie, ek weet, U is nie 'n mens wat nog nie gefaal het iewers nie. Die woord sê dat almal het gesondig, dat ontbreek my die heerlikheid van God. Is elkeen van ons skuldig dat ons iewers daar U gefaal het. Maar dankie dat ons vanmôre kan sê, come Holy Spirit, we need Thee. Ek weet vanmôre dat die Gees van God herskep. U vat nie maar net 'n ou stukkende part, die plak dit aan mekaar nie. U herskep. Soos Dawid en al die godsmanne in die Bybel, Here kon ons sien hoe dit U herstel, hoe dit U herskep en hulle lewens verander het deur die eeue. Dis wat die gemeente voor U staan vanmôre. Ek bid, Here, U ken elke hart. U sien waar geen mens sien nie. U weet wat die gedagtes is van elkeen in hierdie plek. En vanmôre wil ons net weer kom en sê, Here, as gemeente, sien ons raak. Help ons, Here, dat ons beelddraers van Christus sal wees, om dit te doen wat God ons voor geroep het as die kerk, om mekaar te ondersteun, om vir mekaar daar te wees, om toe te laat, as die hitteprosesse kom en dit brand. En is ook gemaklik, dat ek weet God is besig om by te werk. Want U plan sal nie ophou in ons lewens nie, tot daardie dag, as ons moet huis toe gaan. Help ons om waardig te wees, om in die beeld van Christus te wandel, in die heerlikheid van God U te dien, gees, siel en liggaam. Maak ons as gemeente toe, ek bid vir elke ouer persoon, elke vader, elke moeder, elke kind, elke kleinkind wat U is. Verseël ons in U genade. Ek vra, o Gees van God, U, wie die initieerder is, deel van die Godheid, om die beeld afdruk volmaak te maak in ons lewens, dat U betrokke sal wees, betrokke sal bly. Ons het U so nodig, in Jesus naam, ons het U so nodig.